Vandag gaan ons een van die belangrikste konsepte in biologie leer. DNA, RNA en hoe dit ons uniek maak. Ons gaan verstaan hoe genetiese inligting oorgedra word, hoe dit ons liggame vorm en hoe dit verband hou met evolusie. Elke mens is uniek omdat ons al die genetiese inligting van ons ouers saambring. Dit beteken dat jou hare, oogkleur, lengte en selfs jou vermoë in musiek of sport deur jou gene beïnvloed kan word. Vandag gaan ons leer watter molekule hierdie inligting dra. Hierdie molekule word DNA genoem. DNA is soos 'n kode of instruksieboek wat aan elke sel sê hoe om te funksioneer en watter kenmerke dit moet hê. Dink aan jou eie familietrekke. Dalk het jy jou ma se oë of jou pa se hare. Dit is al die gevolg van die spesifieke gene wat jy hulle ontvang het. DNA dra hierdie gene en bepaal nie net hoe jy lyk nie, maar ook hoe jou liggaam werk, watter ensieme jy maak en selfs jou oë en hoe risiko jy vir sekere siektes het. DNA is gebou uit klein eenhede wat nukleïde genoem word. Elke nukleïtied bestaan uit 'n suiker of 'n fosfaatgroep en van 4 basiese: adenien, tinamien, guanien en sitosien. Hierdie basisse is soos letters in 'n instruksieboek. En die volgorde van die letters vorm die kode van wat alles in jou liggaam reguleer. Hierdie kode is perfek georganiseer in die vorm van 'n dubbel helix wat lyk soos 'n wenteltrap. Die struktuur van die DNA laat toe dat dit maklik gekopieer kan word wanneer selle deel, sodat elke nuwe sel presies dieselfde instruksies het. Om dit meer prakties te sien, elke sel in jou liggaam het dieselfde DNA, maar nie alle gene word in elke sel gebruik nie. Sommige gene word geaktiveer in jou hare, ander in jou spiere of in jou brein. Dit is hoe verskillende selle spesialiseer en verskillende funksies kan doen. Dus, DNA is regtig die kode van die lewe. Dit bepaal jou uniekheid, kenmerke, jou gesondheid en selfs jou vermoë om aan te pas by jou omgewing. Probeer nou dink aan jou familietrekke, van wie jy dit erf. Hoe dit jou uniek maak. Dink aan DNA soos 'n groot boek of plan wat aan jou liggaam sê hoe om alles te bou en te bestuur. Elke sel het dieselfde DNA, maar verskillende selle gebruik verskillende dele van die boek. Sommige gene word gebruik in die hare, ander in spiere of die brein. DNA lyk soos 'n gedraaide leer met 2 stringe wat saam vorm soos 'n wenteltrap. Die trappe in hierdie struktuur bestaan uit 4 soort basisse: adenien, timien, guanien en sitosien. Die volgorde van hierdie basisse werk letterlik soos 'n boek en bepaal hoe jou liggaam gebou is. Hierdie struktuur maak dit ook moontlik dat DNA kopieer wanneer die selle verdeel. Dit verseker dat nuwe selle die nodige instruksies het om te funksioneer. DNA bepaal jou uniekheid, kenmerke, jou gesondheid en watter eienskappe jy van jou ouers geërf het. Die DNA het 'n vorm wat lyk soos 'n draaiende leer. Dit word 'n dubbel helix genoem en jy moet dit ken vir jou eksamens. In die DNA hou sekere basisse altyd saam. Adenien, A, hou altyd saam met timien, T, en guanien, G, hou altyd saam met sitosien, C. Dink daaraan as apples in the tree en cars in the garage. Hierdie basisse werk soos 'n kode wat jou liggaam kan lees. Die kode sê vir die selle watter eienskappe en funksies dit moet hê. Dit bepaal hoe jy lyk, hoe jou liggaam werk en watter kenmerke jy van jou ouers geërf het, weer eens. Onthou dit goed, DNA werk soos 'n geheime kode. Adenien, A, pas net by timien, T, en sitosien, C, pas net by guanien, G. Hierdie basisse vorm kombinasies wat jou gene maak. Hierdie gene bepaal jou uniekheid en al jou kenmerke. DNA bly altyd veilig binne in die kern van die sel. Dit bevat al die instruksies wat die sel nodig het om te funksioneer en die liggaam te bou. RNA werk soos 'n boodskapper. Dit neem die instruksies uit die DNA en bring dit tot na die ribosome.
wat soos die fabriek van die sel werk. By die ribosome word die proteïene gebou. Dit is die stukkies wat jou liggaam gebruik om selle, weefsel en organe te maak en te laat werk. Dink aan RNA as die messenger, wat die plan van die DNA haal en na die plek bring waar iets gebou moet word. Sonder RNA sou die sel nie kon weet watter proteïene gemaak moet word nie, en niks sou reg funksioneer nie. Hierdie proses verseker dat die instruksies in DNA beskerm bly, maar steeds gebruik kan word om jou liggaam te bou en te laat funksioneer. In RNA gebeur 'n klein verandering in die kode. Daar waar DNA die basiese adenien A, timien T, guanien G en sitosien C het, vervang RNA die timien T met urasil U. Al die ander basisse bly presies dieselfde en dit hou steeds aan die kode. Die volgorde van hierdie basis in RNA hou die instruksies wat die sel nodig het om die regte proteïene te maak. Hierdie koördinering is baie belangrik want dit verseker dat die sel presies weet watter proteïene gebou moet word. Sonder hierdie kode sou die sel nie sy werk kon doen nie en niks sou reg funksioneer nie. Transkripsie is soos om 'n resep uit die boek oor te skryf om in die kombinasie te gebruik. Die DNA self bly altyd veilig in die kern van die sel. Dit verlaat nooit die kern nie. Net die koppie, wat die mRNA genoem word, dra die instruksies na die plek waar dit gebruik gaan word. Dit is baie belangrik dat die sel die resep reg kopieer, sodat alles wat gebou word presies reg is. Transkripsie gebeur in die selkern. Die DNA bly veilig en die RNA maak 'n kopie van die instruksies wat in die DNA staan. Die resultaat van hierdie proses is mRNA, wat 'n enkelstring RNA is, wat die instruksies van die DNA dra. Hierdie mRNA neem die kode na die ribosome waar dit gebruik word om die proteïene te maak. Ribosome is die plek in die sel waar proteïene gemaak word, soos wat ons later gesê het. Die RNA bring die instruksies van die DNA na die ribosome. Elke 3-letter kode in die RNA sê watter aminosuur die volgende in die ketting moet wees. Hierdie aminosuur word aan mekaar gekoppel om 'n ketting te vorm. Die ketting vou in 'n spesifieke vorm en word 'n funksionele proteïen. Hierdie proteïene kan verskillende rolle hê, soos ensiem wat reaksies laat gebeur, hemoglobin wat suurstof vervoer of selfs eienskappe soos jou haarkleur. Sonder hierdie proses sou selle en die lewe nie kon werk nie, want proteïene is nodig vir al die funksies van jou liggaam. Elke keer as jy na jouself kyk, dink aan die DNA en RNA wat alles moontlik maak. Hulle bepaal nie net hoe jy lyk nie, maar ook hoe jy jou liggaam werk en funksioneer. DNA kan oor tyd verander. Hierdie verandering skep nuwe variasies in die organismes. Dit is hierdie variasies wat help dat organismes kan aanpas by hulle omgewing. Hierdie proses noem ons evolusie. Dus DNA en RNA is nie net vir jou eie liggaam belangrik nie, maar dit speel ook 'n rol in hoe spesies oor die baie generasies kan verander en oorleef. Elke mens is uniek omdat ons al die genetiese inligting van ons ouers saambring. Jou hare, oogkleur, lengte en selfs jou talent kan deur jou gene beïnvloed word. DNA is die molekule wat al hierdie inligting dra. Dit is soos 'n groot boek of plan wat aan jou liggaam sê hoe om alles te bou en te bestuur. Elke sel in jou liggaam het dieselfde DNA, maar verskillende selle gebruik verskillende dele van die boek. Sommige gene word gebruik in die hare, ander in die spiere of in die brein. Die DNA lyk soos 'n gedraaide leer met 2 stringe wat saamgevorm word. Hierdie stringe het trappe wat uit 4 basiese bestaan: adenien, timien, guanien en sitosien.
A pas altyd by T en C pas altyd by G. Dink soos aan apples on the tree en cars in the garage. Hierdie basisse werk soos 'n kode wat jou liggaam kan lees en bepaal jou uniekheid, kenmerke, hoe jou liggaam funksioneer. RNA werk soos 'n boodskapper. Dit neem die instruksies uit die DNA en bring dit na 'n ribosoom. In RNA vervang die urasil die timien, maar sal die ander basisse bly dieselfde. Dit hou die kode reg om die regte proteïene te maak. Transkripsie is die proses waar RNA die instruksies van DNA kopie. DNA self bly veilig in die kern en RNA dra die kopie van die instruksies na die ribosome. Die ribosome lees die kode. Elke 3-letter kode sê watter aminosuur die volgende moet wees. Die aminosure word aan mekaar gekoppel en vou die spesifieke vorm om 'n funksionele proteïen te vorm, soos ensieme, hemoglobine of selfs jou haarkleur. Sonder hierdie prosesse sou geen lewe funksioneer nie. Elke keer as jy na jouself kyk, dink aan die DNA en RNA, wat alles moontlik maak. Hulle bepaal nie net hoe jy lyk nie, maar ook hoe jou liggaam werk. DNA kan oor tyd verander en hierdie verandering skep nuwe variasies wat help om organismes aan te pas by hulle omgewing. Dit is die proses van evolusie. So, onthou, DNA is nie net genetiese plan nie. RNA is die boodskappers wat die plan uitvoer. Proteïene doen alles wat jou liggaam nodig het. Sonder hierdie stelsel is lewe nie moontlik nie. Jy is uniek en alles in jou liggaam word bepaal deur hierdie ongelooflike molekules.